Lang gelede, toe ek nou in graad 7, standaard 5 as dit nou my dae was, het ek toe nou hierdie groot lus ontwikkel om tennis te leer speel. So ek het elke Vrydag koerante verkoop om geld bymekaar te maak, want ek het geweet, meneer Bandy kom van ver af om vir 'n week lank ons te kom leer hoe om tennis te speel. En ek het die geld bymekaar gemaak en toe die tyd raak het ek na die kantoor toe gegaan, ek het my geld betaal, swaar verdiende geld, want ek wil leer tennis speel. So, toe breek die week aan, en meneer Bandy kom, en hy kom rig ons af. En van dag nommer 1 af, dis 5 dae lank, van dag nommer 1 af, was daar een refrein, wat ek oor en oor en oor by meneer Bandy gehoor het. Hy het aan mekaar gesê, hou jou oog op die bal. Hou jou oog op die bal. Dan begin ons die eerste dag, hoppie balletjie. Hoppie bal, hou jou oog op die bal, vang die balletjie. Hoppie balletjie, hou jou oog op die bal, vang die balletjie. So by die tweede dag, toe dit nou kom by hoe ou moet dien, toe dit, gooi die balletjie in die lug, hou jou oog op die bal, tot in jou hand, gooi hom, vang hom. Hou jou oog op die bal, vang die balletjie. En toe dit by die derde dag nou kom, het ons die eerste houe moet begin slaan, toe dit, hoppie balletjie, hou jou oog op die balletjie, slaan die balletjie. Oor en oor en oor het hy vir ons geleer, hou jou oog op die bal. En toe ons nou aan die einde van die week kom, toe voel ek uiteindelik my tyd gemors. Want hy het nou regtig nie vir my veel oor tennis geleer nie. Ek het nie eers baie tennis gespeel in daai week nie. My tyd en my geld het hy gemors. Totdat ek jare later na 'n onderhoud luister wat 'n ou gevoer het met Roger Federer. Roger Federer het pas sy 19de Grand Slam titel gewen. En nou voer hierdie ou met hom die gesprek. En hy sê vir hom, Roger, hoe kry jy dit reg om sulke goeie tennis te speel? Wat is die geheim? Waarop Roger Federer vir hom sê, fokus. As ek my oog op die bal hou, dan speel ek goeie tennis. Toe verstaan ek eers wat meneer Bandy jare gelede vir my probeer leer het, dat die geheim van goeie tennis is hou jou oog op die bal, aan mekaar, gedurig, dat jy kan sien hoe beweeg die bal, hoe draai hy teen, watter spoed kom hy, watter boog kom hy, hou jou oog, fokus op die bal. Kyk na die bal, want dan sê jy goeie tennis speel. En iewers in die week het hy dit goed gesê vir ons. Want hy het gesê, dit help jy konsentreer op wat se greep jy op jou raket het nie. As jy daarop konsentreer en jy hou nie jou oog op die bal nie, dan verskuif jy jou aandag van die bal na die handgreep toe en dan slaan jy swak hou. Dieselfde moet, en ek kan dit vir julle vertel van hoeveel tenniswedstryde, dan sê ek vir myself, nou moet jy sorg dat jou lyf, jou voete moet op die regte plek wees. En as jy konsentreer op jou voete, dan hou jy nie jou oog op die bal nie, en dan slaan jy nie die bal reg nie. So maak nie saak watter ander tegniek jy gebruik nie, jou fokus moet op die bal bly as jy goeie tennis wil speel. Daniel Goleman is 'n ou wat vir jare lank die een vraag, dekades lank, die een vraag vra, wat maak mense suksesvol? Wat laat sommige mense daar kom, dat hulle 'n goeie lewe bou, goed presteer in hulle werk, sukses behaal en vervuld lewe? Wat is dit? Wat is die geheim agter sukses? Dit was waarmee hy hom besig gehou het oor 'n lang tyd. En hy sê, as jy in die geskiedenis gaan kyk, het die ouens eers gesê, wel jou aanleg, jou aanleg, daai natuurlike vermoëns wat jy ontvang het. En toe ontdek hulle, maar dis nie dit nie. Ouens met natuurlike vermoëns, maak jy sukses nie, lewe nie 'n vervulde lewe nie. So toe skuif dit in die volgende fase, na wel, as jy nou jy het nie net die aanleg nie, jy het saam daarmee ook die nodige kennis en vaardighede. So opleiding, jou verstand, hoe jy jou verstand bou,
Dit help jou om sukses te behaal. En nog jare later, Daniel Goleman self, hier in die 70er jare, het hy met sy navorsing uitgekom waar hy sê, maar weet jy, dis nie jou lyf en jou vaardighede en jou kennis, dis jou emosionele intelligensie. En emosionele intelligensie is die vermoë om wat binne in jou gebeur te bestuur. Want typies nou, as jy nou tennis speel, en nou slaan jy 3 slegte houe, nou wat doen jy nou? Nou begin jy fokus jy op hoe sleg jy speel, en dan speel jy al slegter. So omdat jy sleg verloor hoe jy speel, jy sê wel, dan moet jy hierdie binnekant goed bestuur, as jy wil goed lewe en 'n goeie lewe bou. En dit het 'n hele kruis geword, selfs in die besigheidswêreld, het almal kursusse aangebied oor emosionele intelligensie of binnewêreld bestuur. Intussen, dis nou van die 1975 af, het Daniel Goleman aangegaan om die vraag te vra, wat maak mense suksesvol? Was my antwoord van emosionele intelligensie die regte antwoord? En hy het aangegaan met sy navorsing, en toe in 2014 het hy 'n boek geskryf en gesê, wel, ek dink nou 'n bietjie anderste daaroor. En hy het gesê, die boek se naam is Focus. En hy het in sy navorsing gewys, hoe dit nie die vermoëns is, nie jou liggaam is, nie jou intelligensie is, nie jou vaardighede is nie jou emosionele binnewêreld bestuur nie, maar die vermoë om jou aandag te fokus. Sukses word bepaal deur die manier waarop jy jou aandag fokus in jou lewe. Die vermoë om jou oog op die bal te hou. Om dit nou op so 'n manier te sê. Dit bepaal sukses. Oral in jou lewe. Fokus. So ek het nou myself gevra, nou wat is hierdie fokus dan nou waarvan hy praat? En ek gaan dit vir julle lees soos ek dit vir my geskryf het. Dis om intens en bewustelik aandag te gee aan een spesifieke saak, sonder dat jou aandag onderbreek word. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, net uit my eie lewe uit. Ek sal met 'n ding besig raak, daar agter my lesenaar, met die rekenaar, met die pen en die papier en al die goed. En ek sal so ingetrek raak word in dit, dat soos die ou mense gesê het, dat hoor en sien vergaan. Jy word so gefokus, dat hoor en sien vergaan. Jy kom nie agter nie. Ek sê vir Johanna, weet jy, ek gaan so 10 minute besig wees. 2 ure later onthou ek, ek het gesê dit gaan 10 minute wees, en ek het nie agtergekom dat 2 ure verbygaan nie. Want ek was intens besig om my aandag te gee aan hierdie saak waarmee ek besig was. Jy word nie eers honger nie. Jy hoor later eers meer die telefoonlyn nie, want jy is gefokus. En jy staan nie op om 'n snack in die yskas te gaan haal, want jy's hier gefokus. As ek vir myself 'n prentjie bou van wat beteken dit om te fokus, is dit soos 'n trechter. Kyk, jy kan jou aandag spandeer op baie plekke. En as jou aandag nou hierdie water is wat in die trechter inloop, dan trek jy hom bymekaar tot op hierdie punt waar hy uitloop. Hierso. Is gefokus. Of 'n vergrootglas. Ek onthou ons het as kinders dit altyd gedoen. Dan gaan ons nou en dan vat ons hierdie vergrootglas en trek jy hom so, dan trek hy daai strale mos deur die vergrootglas tot hy so op een spesifieke punt so blou-wit kolletjie maak. En as jy daai blou-wit kolletjie op 'n stukkie papier hou, dan begin hy brand. Of op die mure, dis wat ons gedoen het toe ons kinders was. Hou hom op hierdie groot mure, met daai mure skarrel is daai kolletjie omvang. Want die strale word gefokus op daai punt. En dis wat Goleman ontdek het. Dis wanneer ek my aandag so kan fokus
of trechter op een punt, op een deel van my lewe, op een aspek van my lewe wat ek beter wil doen, of waarin ek meer vervuld wil wees, dis wanneer ek my aandag fokus, dat ek sukses behaal. Fokus verander jou lewe. En as jy op hierdie manier fokus, kan jy enige deel van jou lewe skuif of verander in 'n goeie, positiewe, vervullende rigting in jou lewe. So wat Goleman ontdek het, is die diepste geheim vir 'n goeie of 'n suksesvolle lewe, is fokus verander jou lewe. So sê nou. Miskien moet jy aan so iets dink. Julle weet mos hier, as 'n nuwe jaar begin, dink ou altyd oor wat is die goed wat jy anders wil doen, beter wil doen, goed wil doen. As jy aan so iets dink, sê nou jy kon jou aandag so fokus op daai een deel van jou lewe. Hoe sal dit jou lewe verander? Want fokus verander jou lewe. Dis wat die nuutste navorsing en al die ouens wat Daniel Goleman se goed lees en luister na sy lesings, stem saam met hom. Dit is nie aanleg nie, dit is nie vermoë nie, dit is nie intelligensie nie, dit is selfs nie emosionele intelligensie nie. Die ding wat die verskil maak, is hierdie soort fokus. Die diepste geheim vir suksesvolle en vervulde lewens is hierdie fokus. En teen hierdie hele agtergrond wil ek jou nou na 'n teks in die Bybel toe vat. 'n Teks uit die wysheidsboeke. Wysheidsboeke, dis nou so Spreuke, is boeke wat gaan oor hoe doen jy lewe suksesvol en vervullend. So jy gaan almekaar in hierdie boeke lees dat daar gepraat word van wysheid, lewe met wysheid. Wysheid is die vermoë om punte bymekaar te bring sodat ek suksesvol en vervuld kan lewe. En is in een van hierdie boeke wat ek nou vir jou 'n teks wil lees. Spreuke 4 vers 20 tot 27. As jy Spreuke lees, is dit 'n boek wat amper is soos 'n pa wat met 'n kind praat oor die lewe. Soos God, jou hemelse Vader, wat met jou as sy kind praat oor 'n manier om te lewe dat jy 'n suksesvolle en vervulde lewe het. Spreuke 4 vers 20, my seun, en ek neem aan hy bedoel my dogter ook, hoor wat ek vir jou sê. Luister goed na my woorde. Julle ken ons nou die Afrikaanse vertaling daarvan. Wat sê sy altyd vir die kinders? Maak oop jou ore. Dis wat die pa vir die kind sê. Maak oop jou ore. Moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in jou gedagtes. Want, luister nou mooi, want as jy hierdie woorde wat ek vir jou gaan sê, gaan onthou en in jou gedagtes hou, dan beteken dit, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister. 'n volle, suksesvolle en vervullende lewe vir hom wat hierdie woorde besit, sy eie maak. So, dis asof die Here hier met sy kinders praat en sê, ouens, weet julle, hierdie ding is belangrik, ek wil vir julle geheim kom gee vir goeie en suksesvolle lewe. En as jy hierdie geheim kan vat, sal dit jou lewe verander in 'n positiewe rigting. En dan kom sy woorde nou. Die volgende tekste is nou sy woorde wat hy vir hulle sê. Vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Vers 26. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Vers 25. Hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reguit voor jou uit. Moenie links of regs wegdraai nie.
weerhou jou van die verkeerde koers. Kom ek som dit vir jou op, want ek kom sê vir jou 4 goed. Ek kom sê vir jou die eerste ene, jou lewe word bepaal nie deur die dinge buitekant jou nie, maar wat binne in jou aangaan. Ons lewe van binne af buite toe. Oorgeset synde, hoe meer jy jou lewe laat bepaal deur wat na jou kant toe kom, hoe moeiliker gaan jy 'n suksesvolle lewe hê. Dis wanneer jy verstaan, dis hier binne wat my lewe ontspring, en wanneer jy hier van binne af lewe, dat jy 'n lewe kan bou, wat goed en suksesvol en vervullend is. Tweede ding, dis hier in jou binnekant, in jou hart is die woord wat hy gebruik. Dis hier waar jy jou koers moet bepaal. Afrikaans is baie eenvoudig. Waarheen is jou pad met jou lewe? Waarheen is jou pad met hierdie deel van jou lewe, waaroor jy dink, en wat jy anders wil hê? Waarheen is jy op pad? Wat wil jy hê? Hoe moet dit wees? Sorteer dit in jou hart uit. Kry duidelikheid in jou binneste dalk. Derde ding, hou jou oë op die bal. Het jy dit gelees? Dit staan daar, regtig, kyk weer. Hou jou oë op die pad vorentoe. Kyk reguit vorentoe. Jy weet mos waarheen is jou pad. Jy weet hoe lyk dit daar waar jy wil kom. Nou sorg dat jou oë daar bly. Fokus op die bal. Op waarheen jou pad is. Op dit wat jy wil hê moet gebeur. En dan kom sit hy een kinkeltjie aan hierdie geheim, wat ek dink verskriklik belangrik is. Hy voeg een stukkie by. Moenie links of regs afdraai. Moenie, hou jou oë daar. Moenie die kant toe gaan nie, moenie daai kant toe gaan nie. Hou jou oë op die bal, op die pad, op die koers. En as ek nou moet sê, dan dink ek die grootste probleem, die grootste ding wat ons mislukkings veroorsaak, is dat ons links kyk en regs kyk. Nie my oog op die bal hou nie, en dan slaan ek die bal raak. Ek dink dis waarmee ons die meeste sukkel, want in die wêreld waarin ons lewe, word ons aandag die hele tyd afgetrek van waarheen ons op pad is. Ek bedoel, vat nou maar net 'n selfoon. As ons nou hier sit, julle luister mooi na my, en iemand se selfoon lui, wat gebeur? Kan ek vir julle sê, al die koppe draai na daar waar hy, onmiddellik word jou aandag afgetrek. Maar by die huis ook, deur jou dag, Facebook, telefoonoproepe, wat na jou kant toe kom, mense wat aan jou deur klop, gedagtes, julle weet mens hoe maak 'n ou se kop, jy is besig met iets en dan skielik pop hier 'n ander ding in jou kop in. Gedagtes wat rondspring, so 'n bietjie hiperaktiwiteit hier in jou brein, en al hierdie goed versteur jou fokus. En kom ek sê vir julle wat se interessante ding. Navorsing wat die ouens gedoen het is dit. As jy regtig gefokus is en iemand onderbreek jou, daai klokkie op jou rekenaar lui en jy kyk gou, wat se e-pos was dit? Dan vat dit tot soveel as 27 minute voordat jy weer behoorlik gefokus is. Die wêreld trek ons aandag weg na allerhande goed toe, sodat ons dit nie kan trechter, of soos met 'n vergrootglas intrek na een punt en regtig fokus nie. Dit verdeel ons aandag. En daarom, as dit jou aandag verdeel, verswak dit jou fokus. En dan gebeur die een ding wat ek reken, die groot rede is dat ons soveel keer sê, ek wil verander, ek wil beter, ek wil gewig verloor, ek wil gesonder wees, maar dit nie reg kry. Want die oomblik wat jou aandag afgetrek word, deur wat ook al,
Die oomblik wat dit gebeur, dan verskuif die saak waarop jy fokus in jou brein. 1 mikromillimeter op 'n slag. Wat noem hulle dit? Nanomillimeter of picomillimeter. Ek weet nie wat dit is nie, maar 'n klein deeltjie van 'n millimeter verskuif die saak waaraan jy aandag gee. In jou brein. So jy kom hier by op 'n punt in jou jare, jy sê, maar ek wil hierdie jaar beter, gesonder lewe. En jy het 'n goeie voorneme om dit te doen, en jy skryf dit dalk selfs neer. Maar dan word jou aandag afgetrek deur ander goed, deur die lewe, deur alles wat gebeur. En elke keer wat jou aandag verskuif daai saak uit jou bewuste denke, millimeter vir millimeter vir millimeter, tot in jou onderbewussyn, waar jy nie regtig meer aandag gee daaraan nie, waar dit net daar lê. En hoe langer dit in jou onderbewussyn lê, hoe vaar word dit vir jou, hoe dowwer word dit vir jou, en hoe minder belangrik word dit vir jou. En alles gebeur net omdat jy nie jou fokus, jou aandag getregter het, dat dit gefokus is op hierdie saak waar jy anders wil lewe in jou lewe. Totdat jy daar kom, dat jy glad nie meer aandag gee daar nie, en volgende jaar as jy weer 'n nuwe voorneme maak, maar net weer moet sê, ek het dit nie laat werk nie. Maar jy het dit nie laat werk nie, omdat jou aandag afgetrek is deur 1000 ander goed, en die saak waaroor dit gaan, geskuif het van die bewussyn na die onderbewussyn, en stadig maar seker verdwyn het in jou lewe. Ek kan vir julle vertel waar beleef ek hierdie ding die meeste, omdat ek nou werk met huwelike. Die koppels waarmee ek help, wat ek probeer help. As ons nou na hulle storie kyk, vertel hulle vir my almal hoe hulle voor hulle huwelik gefokus was. Hulle het tyd spandeer aan mekaar, hulle het tyd gemaak, hulle het planne gemaak, hulle het energie ingesit, want hulle was besig in hulle bewuste denke oor hierdie man of hierdie vrou, oor hierdie verhouding. En daarom, omdat hulle gefokus was op die verhouding, het hulle die regte dinge gedoen. Hulle was meer geduldig as die ander ou goed doen, wat hy of sy nie moet doen nie. Want hulle was gefokus om die verhouding te laat werk. Hulle het daai ekstra goed gedoen om te sê, ek is lief vir jou en hier's vir jou 'n blommetjie. Hoekom? Omdat hulle gefokus was in die voorste lob van hulle brein om hierdie verhouding te laat werk. En dan gebeur die lewe met hulle, die dag as hulle trou. Dan word dit die kar vra my aandag, die huis vra my aandag, die kinders vra my aandag, die werk vra my aandag, die bure vra my aandag, die kerk vra my aandag, en hulle aandag word so verdeel, dat hulle doodgewoon die fokus op hulle verhouding verloor. En ons weet uit navorsing uit, die nommer 1 rede vir die verbrokkeling van huwelike is nie groot happenings, slegte goed wat gebeur nie. Dis hierdie, dit verdwyn uit die fokus, dit skuif van die bewussyn na die onderbewussyn. So hoor my as ek volgende vir jou sê, die verskil tussen 'n goeie en 'n slegte huwelik is net 10 centimeter. Want jy skuif dit hiervan af hiernatoe, wat hier in die onderbewussyn. En wat gebeur dan? Dan word dit al dowwer, dan word dit al minder belangrik, dan gee jy nie aandag daaraan nie, en dan verswak die verhouding stelselmatig, totdat koppels kom wanneer die laaste kind uit die huis uit gaan, dis die tweede groot kolf van egskeidings. En hulle ontdek, ek weet nie wie jy is nie, ek weet nie wat ek jou het nie, ek weet nie hoe saam jy wil lewe nie. Niks groots het gebeur nie. 10 centimeter. Omdat hulle die fokus op hulle verhouding verloor het hy al meer afgeskuif, totdat hy net in die nevels van die onderbewussyn verdwyn en onbelangrik geraak het.
en hulle huwelik misluk. 9 uit 10 kappels in Suid-Afrika misluk en hulle onvervuld lewe. So, ek het nou vir jou gesê, Daniel Goleman het ontdek, fokus verander jou lewe. Maar as jy geluister het wat die woord sê, nie links en regs afwyk nie, dan dink ek is dit nie die volledige formule nie. Die volledige formule is volgehoue fokus verander jou lewe. Volgehoue fokus verander jou lewe. Hoor mooi wat sê ek. Nie volgehoue oefening, volgehoue fokus. Nie volgehoue raas met jouself omdat jy dit nie reg kry nie. Volgehoue fokus op dit wat jy wil hê, hoe jy wil hê dit moet wees. Jy kan nie maar net in die begin van die jaar of met jou verjaarsdag of wanneer ook al fokus op hoe jy die lewe anders wil doen. En net omdat jy nou vandag daaroor gedink het, dink dit gaan werk nie. Want fokus nou is nie die geheim. Volgehoue fokus verander jou lewe.